Dis koffietyd by die rots saam met my, Frik Weideman, op hierdie pragtige Saterdag Shabbat-oggend. Mense, goeiemôre van my kant. Ek glo en vertrou dit gaan goed met jou. Dankie dat jy ingeskakel is by koffietyd. Nou mense, ek glo dat koffietyd is die plek waar ek en jy mekaar in die oë kan kyk. Ons drink 'n koppie koffie saam en ons gesels oor lewensbelangrike aspekte, veral in die woord van toepassing op my en op jou lewe in 2025, want die woord is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet. So baie dankie dat jy vanoggend ingeskakel is. En juis vanoggend wil ek met jou praat oor een van die belangrikste of die vernaamste aanvalle, tegnieke of taktiek van die vyand om my en jou te potjie om ons lewens miserabel te maak. En vandag by koffietyd gaan ons hom identifiseer, maar ons gaan hom ook elimineer in die naam van Meester Yeshua. Nou kom my vraag by koffietyd hier by die rots vandag na jou toe. Wat het die duiwel oorwin? Dink gou daaroor. Wat het die duiwel oorwin? Eenvoudig. Die woord. Die woord het die vyand oorwin. Onthou jy toe die duiwel Meester Yeshua aangeval het in die wildernis, het hy omgedraai en van hom gesê, Satan of Lucifer, daar staan geskrywe. So wat het hom oorwin? Die woord. Wie is die woord? Dis Meester Yeshua. So as die woord Meester Yeshua is en ek het die woord in my, weet ek in my. So wat dink jy is die plan van die vyand? Wat dink jy is die tegniek of die taktiek van die vyand? Is om my en jou uit die woord uit te hou. Want hy weet, as ons die woord in ons het, gaan ons hom oorwin. Maar as ons die woord nie het nie, en daarom kom hy met hierdie hooghartige redenasies in 2 Korintiërs hoofstuk 10, en wanneer ons aanval met redenasies van, jy is nie goed genoeg nie, en jy het dit gedoen, en jy het hier 'n skuldgevoel, en daar's vrees, en daar's verwerping, dan moet jy daai hooghartige redenasies gevangene neem, hoor mooi, tot die kennis van Elohim. Nou die kennis van Elohim is die woord. So as ek die woord nie ken nie, waartoe neem ek daardie gedagtes gevangene? Verstaan jy wat ek vir jou sê? So as ek en jy die woord het, het ons Meester Yeshua. As ons Meester Yeshua het, dan sê ons vir die vyand, daar staan geskrywe, wyk in die naam van Meester Yeshua. En dan moet hy gaan, want ons het die woord in ons. So wat is die aanval? Om my en jou uit die woord uit te hou, want hy weet, ons gaan hom oorwin deur die woord. Want die woord is kragtig en skerper as 'n twee-snyende swaard. So wat doen die vyand? Hy wil nie hê ek moet by die woord uitkom nie. Hy wil nie ek by die woord verstaan nie. En dan hou hy my besig. Hy hou my besig met 1000 dinge wat sosiale media insluit. En wanneer ek éventueel by die woord uitkom, dan is ek poegai. Dan wil ek nie lees nie, en wanneer ek lees, en ek lees net om my eie gewete te sis, en ek lees, dan verstaan ek nie wat ek lees nie. Ek bedoel, as ek môreoggend wakker word, dan ek nie eens kan onthou wat ek die vorige aand gelees het nie, maar ek het dan net die woord gelees terwille van my gewete. Nee, hy weerhou jou uit die woord uit. As hy dit kan regkry, gaan hy jou oorwin. Maar hy weet, as die woord gestalte kry in jou binneste, jy begin die woord te praat, gaan jy hom oorwin. En ek en jy moet dit vandag weet, hier by koffietyd. Nou wil ek gou vir jou vra, wat is ware praise and worship? Dis gehoorsaamheid. Gehoorsaamheid aan wat? Aan die woord. Praise and worship is gehoorsaamheid. Baie mense dink praise and worship is om liedjies te sing en te dans en hande te klap en die hande op te hef en te jabula en te sing en dan 'n gebedjie op te skiet hier en daar en dis praise and worship. Ja, dit is in 'n mate praise and worship. Maar praise and worship, mense, is my en jou daaglikse wandel voor die aangesig van die lewende God. En as ek en jy sy woord in ons het en ons shama met betrekking tot sy woord, dit is ware praise and worship. Mense, daar's krag in sy woord, man. En dis hoekom die woord sê in Matteus 22 vers 29. Hy sê julle dwaal omdat julle die skrifte nie ken nie, want die duiwel weerhou jou om uit die skrif uit te lees. Hy wil nie met jou woord oopmaak nie. Hy weerhou jou. En daarom ken julle ook nie die krag van Elohim nie, want julle ken nie die skrifte nie. So wat doen die duiwel? Hy weerhou my en jou om die woord nie te lees nie. Nou wil ek gou vir jou vra, wat bou jou geloof? Is dit gebede? Is dit praise and worship? Is dit liedjies wat jy sing? Is dit na dienste wat jy na luister? Is dit die dagstukkies wat jy lees, wat hier 'n dagstukkie, dan is dit die volgende dag 'n dagstukkie, en ek sê nie dis verkeerd nie, hoor my hart, dis nie verkeerd nie, ten minste doen jy iets,
maar ons vergeet om die woord in sy konteks te lees, en daarom verstaan ons nie die woord nie, en daarom onthou ons nie die woord nie, want ons is so gefokus op die dagstudies, maar om die woord te lees, is 'n totale ander konsep. So wat bou my geloof? Is dit gebede, of praise and worship om liedjies te sing? Nie een van die twee nie. So wat bou my geloof? Die woord. So wanneer ek die woord lees, mense, dan verander my geestelike wandel met Vader en my geloofswandel verdiep in Meester Yeshua. Dan begin ek in oorwinning wandel. Dan begin ek in autoriteit. Dan ontdek ek die krag van sy woord in my. En dit is die plek waar hy ons wil hê. En dit vir die vyand reg kry. Hy kry dit reg dat ek en jy nie sy woord sal lees nie. Dat ons swakkelinge bly. Ons bly ver van hom af. Dis hoekom ons voel partykeer, hy antwoord nie ons gebede nie, want jy ken nie die woord nie. As jy die woord ken, sal jy verstaan, jy bid nie teen die siening vas nie. Mense, Matteus 24 vers 35 sê die woord. Hy sê die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal vir ewig, vir altyd staan. So wat het ek en jy nodig? Die woord. Die belangrikste aspek in my en jou lewe verwaarloos ons. En dis die plan, die tegniek en die aanval en die taktiek van die vyand om my en jou uit die woord uithaal. En die oomblik wanneer dit reg kry, dan val ons. Ons lewens raak miserabel, ons weet nie hoe om te bid nie, terloop, so van gebed gepraat. Die oomblik wanneer jy die woord inbring in jou gebed, verander jou gebedslewe. Het jy 'n effektiewe gebedslewe? Moet dit asseblief nooit vergeet nie. Daarom is dit belangrik om die woord te gaan memoriseer. Mense, ek vat sommer partykeer die woord en ek skryf vir my gebede. Ek maak nou toevallig die woord hier oop by 2 Konings hoofstuk 19. En ek vat hierdie gedeelte en uit hierdie gedeelte wat ek lees, kry ek 'n gebed. En ek skryf daai gebed en ek bid hom en ek memoriseer dit. So wanneer ek in daai omstandigheid kom wat hierdie gedeelte van toepassing is, dan bid ek daai gebed. Dan het jy 'n aktiewe, effektiewe gebed wat jy hemel toe stuur. En Vader antwoord, want jy bid sy woord. En die oomblik wanneer jy sy woord bid, antwoord hy, want jy bid in lyn met verbond, met covenant. So mense, asseblief, moenie toelaat dat die vyand slaag in jou lewe om jou te weerhou om sy woord te lees nie. Mense, die oomblik wanneer jy sy woord het, het jy 'n tweesnydende swaard. Het jy krag, dieselfde krag wat Meester Yeshua uit die dood uit opgewek het. Ek bedoel, sy woorde was gewees. Binne 3 dae en 3 nagte herbou ek hierdie tempel weer. Hy het gepraat van sy liggaam. En na 3 dae en 3 nagte, wat het gebeur? Vanweer die inspraak van sy ruach, die kragwerking van sy Heilige Gees, het hy opgestaan uit die graf uit. Die kliprol is weggerol en hy het uitgestap en hy is verheerlik en die heerlikheid van Elohim het in hom en deur hom geskyn. Sy woord het dit bewerkstellig. Wanneer jy die woord ken en die woord kry gestalte in jou binneste en jy begin hierdie woord te praat en jy aktiveer dit en jy mobiliseer dit tot eer van sy koninkryk, tot eer van sy naam, verander jou lewe. Lewe jy 'n lewe van oorwinning. So mense, asseblief, kan ek jou vandag vra by koffietyd? Wil jy nie net tyd spandeer nie? Vroeg in die môre, kan ek gou vir jou sê, die woord is die vertrekpunt elke môre van jou lewe. Elke aand, net voordat jy gaan doeks, dan vat jy die woord en sê, Abba, dankie vir hierdie woord. Halleluja. Dankie dat die woord vandag met my was. Soos die woord met my was. Wie is met my? Meester Yeshua. Kan ek jou vra dat jy weer die woord sal lief kry om te lees? Los sosiale media, los YouTube. Luister na jou dienste, luister na jou preke, luister na hierdie goeters, maar jy moet jou spesiale tyd hê met Vader, sodat hierdie woord in jou lewe gestalte kan kry, sodat wanneer die vyand kom, dat jy hom kan oorwin deur die woord. Mense, baie dankie. Dankie dat jy vanoggend ingeskakel is by koffietyd op hierdie pragtige Saterdag Shabbat. En my gebed is dat wanneer jy die woord weer gaan vat en jy lees hierdie woord, mense, dat jou geloof sal verdiep en dat jou geestelike wandel sal versterk in die naam van Meester Yeshua. Dankie vir koffietyd vandag. Ek groet jou in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Van my kant, Shabbat Shalom.